Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Wanneer jy klop, 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 sal hy oopmaak. Jesus is die weer na die Vader toe. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En sy woord is nie te zwaar om te hoor nie. Wanneer jy klop, 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 sal hy oopmaak. Kom net soos jy is, Jesus is die liggever om jou hart. Oh, hy wil in jou huis bly vandag. Jesus is die goeie herder, hy wil jou help en lei op jou pad. Kom net soos jy is, Jesus is die liggever om jou hart. Oh, hy wil in jou huis bly vandag. Daar is net een weg, deur Jesus alleen. Word jy versoen met die Vader. Goeiemôre hier op donderdagoggend 5:30 waar ons uitsaai op die dak. Facebook radiostasie, die stasie met die goeie nuus, die bemoediging, die sekerheid wat ons ontvang, die saamkuier, die geestelike groei. Dit is amazing om daaraan te dink. Dit is waar ons mekaar kan bemoedig en stig en opbou en toerus vir ons dienswerk wat ons weer moet gaan doen. Ons kan ons geestelike kossies kry hier in die oggende en die aande met ons Bybelstudie, Sondag met ons dienste. Is dit nie amazing om daaraan te dink? Nou vanoggend se program gaan primêr daaroor dat ons lekker saam met die Bybel uit gaan lees. So kry jou Bybel gereed, kry hom voor jou. Ons lees vandag in Matteus 6, so maak so ver lank daar oop in Matteus 6 vers 16, ons vorder lekker hier in die Bybel, en ek wil dit net weer noem, ons het 'n TikTok channel, ons het 'n Telegram channel, 'n YouTube channel, waar ons al ons dienste uit opsit, na die tyd, en al ons musiek, ons liedjies, ons kinderprogramme, ons kinderliedjies, en al daardie dinge, en dit is gratis vir almal om te kyk, en die wat op al hierdie platforms is, en jy kan dit vir ons reshare, asseblief doen dit, deel dit na mense toe, sit dit op jou status, ons sien almal is so verskriklik getrou met hulle status, ons waardeer dit so ongelooflik baie, dat julle so saamwerk met die evangelie. Ek dink gisteraand, ek almal so sien, inskakel en deel en te kere gaan, toe dink ek, joh Here, hier is 'n hele groep mense, 'n hele liggaam van U, wat saamwerk in die liggaam van Christus, om alles te deel en uit te kry en uit te sorteer, sodat ander mense dit ook kan sien. Dit is net vir ons so amazing om dit te kan beleef. Nou ja, soos ek genoem het, ons gaan vanoggend in Matteus 6 lees vanaf vers 16, en dit begin by die vas, en ons gaan lekker oor die vas gesels vanoggend. Baie keer dink ons oor die vas, hoekom moet ons vas, moet ons nog vas, wat is die rede vir vas, wat is die doel van vas? So ons gaan vanoggend so vinnig lekker daarna kyk en daar deurgaan, maar voor ons soontoe gaan, wil ek net eers vir ons bid, en dan gaan ek oorgaan na ons vas liedjie toe. Dit sê al so baie vir ons, wat beteken vas, wat is die doel van vas, hoekom ons moet vas, en al die dinge, en hoe jy moet lyk as jy vas. Baie keer lyk dit op die dood op ons is as ons vas. Nou ja, dit is nie wat die woord vir ons sê nie, maar ons gaan vanoggend lekker daarna kyk, maar kom ons bid eers saam. Vader, ons sê vanoggend vir U so baie dankie, vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, U grootheid, U goedheid. U is so wonderbaar en kragtig en heerlik, en ek wil U net vanoggend loof en prys en eer en dank en aanbid en groot maak, Here, vir al U liefde en al U genade en barmhartigheid en goedheid en getrouheid, en Vader, toe ek weer Daniel se storie of sy verhaal so kyk, Sondag met die kinderbediening, toe besef ek weer eens, Vader, as ons getrou bly, U is getrou.
Vader, U is getrou om ons te help en uit te sorteer, en dit wat in ons lewe moet gebeur, sal gebeur, wanneer ons voor U is, wanneer ons U soek, wanneer ons U koninkryk eerste ag in ons lewe. Vader, baie dankie dat U ons net altyd help daarmee, dat ons krag by U kan kom kry, om dit ook te kan doen, om die versoekings van hierdie wêreld, Vader, te oorwin. Ek besef, Here, dat baie keer verlang 'n mens so 'n hart so terug Egipte toe, na die wêreld toe, Vader, daar waar mens sonde en ongeregtigheid gedoen het, baie keer, as mens daaraan terugdink, dan wil mens daaroor brag, en jy wil sê wat se sonde daar jy was, en ag Here, vanoggend wil my hart net uitroep voor U, dat ons sal loskom van die wêreld, Vader, dat ons sal besef, U koninkryk gaan oor die geestelike, dit gaan oor reinheid, dit gaan oor waarheid, dit gaan oor lewe, Vader, vergifnis, en al hierdie mooi dinge, wat die Here Jesus Christus vir ons kom gee het, toe hy sy offer kom bring het, hy het 'n versoening vir ons kom bring met U, ons hemelse Vader, hy is die middelaar, die deur, die weg, die waarheid, die lewe, wat oopmaak wanneer ons hom aanneem, sodat ons met U kan praat, sodat ons by U kan uitkom, Vader, baie, baie dankie, net vir alles vanoggend, my hart is so groot en dankbaar en opgewonde, teenoor U, en dit wil ons uitdra aan die wêreld. Ons wil die goeie nuus, die redding en verlossing en vrymaking oordra aan die hele wêreld, Vader. En ons wil, Here, uitreik dat siele gered kan word. Ons wil dit nie vir onsself hou nie. Here, dit is iets wat ons nooit vir jouself kan hou nie. Ons moet dit uitpasyn. Ons moet, Vader, daai trompette blaas, die evangelie verkondig, Here, tydig en ontydig. Vader, daar waar ons 'n kans, 'n geleentheid kry, moet ons dit doen. En ons loof U net vanoggend dat U ons net help en toerus, en Here, dat ons nuttig kan wees in U koninkryk. Ek besef al hoe meer hoe nuttig ons moet wees in U koninkryk, en al hoe mens nuttig kan wees om U van hierdie ou self ontslae te raak, om jou daar self daar buite te sit, om te laat aftap, om te verander, om jou reuk en jou smaak te verander. Dit wat nie reg is nie, dit wat ander afsit, moet verander, Vader. Al is ons wie, al is ons wat. En ons dankie net, Here, dat U ons net altyd help, maar dis in ons binnekamer waar ons hierdie krag kan kry, om hierdie verlossing te kan kry. Baie dankie, Vader, ons loof U en ons prys U volgend. Ek wil ook bid, terwyl ons so lekker deur die Bybel lees, Here, dit is so sulke aangename tye wat ons het. Ek dink weer vanoggend, Vader, dit is sulke aangename tye. Ons kan in vryheid hier sit, en ons kan die Bybel lees, en ons kan dit met mekaar bespreek, en ons kan, Here, ons gedagtes uitruil, en Vader, dit wat U in ons harte praat en deel, kan ons met mekaar deel, Vader. Is dit nie so groot voorreg nie? En baie keer is dit asof 'n mens dit, Here, sommer net so aanvaar, asof dit nie waarde het nie, Vader. Dit is ons grootste skat wat ons volgend het, is U koninkryk. Here, help my volgend en gee my wysheid en insig, asseblief, Vader, sodat ek dit ook in baie wysheid en insig weer kan oordra aan ander. My man wat ook die volgend by my sit, ek wil bid volgend vir hom, dat U hom versterk, dat U hom krag gee. Here, die druk is geweldig. Ek besef dit, Here, en ek dank U dat U, Here, hom aandoen met U krag, met U wysheid, met U insig. Here, met U kennis, U verstand, Vader, dat hy, Here, nie sal moeg en mat raak nie, maar dat hy soos 'n arend sal vlieg, Vader, en krag sal kry by U terwyl hy op U wag. En ons dank U, en ons loof U, en ons prys U ook vir al die wysheid en insig wat U vir hom verleen, om al hierdie dinge in die bediening te kan doen. Vader, ons loof U met die liefde wat hy my ook help, en ag Here, wat hy my bystaan. Baie dankie daarvoor, Vader, in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Prys die Here, dit is so lekker. Bid asseblief vir my man, bid geweldig vir my man. Hy's onder geweldige druk, dat die Here hom deurdra, versterk, krag gee. Ek is vir my so 'n bietjie benoud oor my man, maar ons vat dit eerder na die Here toe. Nou kom ons gaan, en ons gaan lekker luister na vanoggend, na die lied van die krag van vas. Geniet dit vanoggend saam met my, luister intens na die woorde van hierdie lied. Ons gaan dan oorgaan na Matteus 6 vers 16 toe, en daar begin ons met die vas vanoggend. Was nie met 'n lang gesig vir almal om te sien. Daarin is geen loon by die Here.
Waarom vas ons en nu sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Is dit verkeerd? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak, die bande van sonde nie. Haal af die stroppe van die juk, laat vry weggaan die verdruktes, breek elke juk, breek elke juk. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wie se siel honger het, en broeders bly plek gee, en kleer gee jouself? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak, die bande van sonde nie. Haal af die stroppe van die juk, laat vry weggaan die verdruktes, breek elke juk, breek elke juk. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, jou lig opgaan in die duisternis, jou donkerheid wees soos die middag. Jy sal roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek, hier is ek. Die Here sal jou lei, jou siel versadig, aandoen met krag, jou tuin goed besproei, herbouer van mure en paaie, verlustig jou in die Here, in jou erfdeel wat hy bied, die mond van die Here het dit gespreek. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. Hier is ek. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak, die bande van sonde nie. Haal af die stroppe van die juk, laat vry weggaan die verdruktes, breek elke juk, breek elke juk. Wow, is dit nie die mooiste liedjie nie? Dit is nou my favouriteste yweriste, as julle gewonder het. Ek het nou so 'n paar, maar ek dink hierdie een beat hom nou. Nou kom ons gaan en ons gaan lees lekker in Matteus 6 vers 16. Kry julle Bybels gereed, kry julle penne, potlode, notaboeke, alles gereed. Ons gaan lekker deur hierdie hoofstuk werk vanoggend. Tot waar ons kom, ons gaan die jaag nie, maar ek wil ook nie die tyd uitreik nie. Ek hoor hier by 6:00, dan begin almal se dag bietjie rof raak. Nou kom ons begin hierso by Matteus 6 vers 16, en wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die gefeinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy,
as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en die Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Nou, as ons ook na hierdie lied luister, ons het nou so lekker daar geskryf in Jesaja 58, dit gaan oor die hele vas, gaan lees dit gerus lekker deur op jou eie tyd, Jesaja 58, verskriklik awesome om dit te lees. Nou, as ek dink aan vas vanoggend en wat die woord nou hierso sê, moenie lang gesigte trek nie en moenie almal laat wys dat jy vas nie en al die dinge, dan in Jesaja 58 verduidelik hy vir ons so mooi, wat jy moet doen ook as jy vas, en wat jy nie moet doen as jy vas nie, en wat se vas die Here verkies, want ons as mens wil so graag raak gesien word, ons wil so graag hê, almal moet nou weet jy vas, hoeveel dae jy vas, wat jy al gevas het, hoekom jy vas en al die dinge, so ons wil dit altyd vir ander mense wys, en jy lyk sommer soos hierdie uitgewaste lappie vir die dag, nou dis wat hy so mooi sê, salf jou, en moenie dat die ander sien dat jy vas nie, salf jou hoof, was jou gesig, Sit jou make-upies op, sit jou make-upies op, kry jouself reg, kry jouself uitgesorteer, dat jy kan lyk soos normaal, wanneer jy vas, dat almal nou nie hoef te sien, sy het nie vandag make-up op haar gesig nie, kyk hoe lyk sy vandag, sy lyk so down and out, en so moenie laat ander mense dit sien nie, wees vrolik, wees vriendelik, wees opgewonde, wees opgeruimd, omdat jy doen wat jy moet doen, in die koninkryk van die Here. Ek dink altyd aan, ons doen wat ons moet doen, en dit is nie lekker om te doen wat jy moet doen nie, want dis die opdrag van die Here wat ons moet uitvoer, dis sy woord wat ons moet uitvoer, en baie keer dit wat in die woord is so teenstrydig met ons natuur, want ons wil raak gesien word, ons wil hê almal moet weet, ons wil 'n bassein blaas, ons wil goed lyk en deur almal geag en geëer en al hierdie dinge word, en absoluut is die woord daarteen, want dit is hoe jy hierdie vlees oorwin, om te besef, net jou Vader wat in die verborgene is, moet weet wat jy doen, en hy sal jou beloon met dit wat jy doen wat jy moet doen. Is dit nie mooi nie? Nou kom ons kyk in Jesaja 58. Dit is as ons kyk in die Ou Testament is dit vir ons beskryf. Dit was die opdrag wat God vir sy volk gegee het. Maar natuurlik, hulle was nog nie weergebore nie. Hulle het nog nie die gees van God gehad nie. Hulle was nog hierdie vleeslike vleeslike volk met die vleeslike godsdienst gewees, so alles van hulle was nog vleeslik en was nog uiterlik, so wanneer hulle gevas het op daardie stadium, het dit nie regtig geestelike krag gehad nie. Okay, want hulle het nog nie die gees van God in hulle binneste gehad nie, dit het nog oor vleeslike dinge gegaan, so hulle het alles daar vleeslik gesien, en hulle het vleeslik dinge gevra en probeer in die hande kry en al die dinge, want dit was 'n vleeslike godsdienst gewees, en dit is hoekom my kinders van die Here voel op hierdie stadium in die Nuwe Testament, dat hulle kan vas vir allerhande vleeslike dinge, ek kan nou vas vir geld, ek kan vas vir my besigheid, ek kan vas dat die Here my nou seën, soos mense voel, dit is God se seën is, en al die dinge, so dit gaan absoluut oor die tydelike, dit gaan oor die wêreldse, so dit is baie keer hoekom mense vas, hulle sal hulle self vas tot hulle nie meer kan nie, om geld in die hande te kry. Dit is so, né? Ekskuus my man, wil jy iets sê? Nee, en as dit nie gebeur nie, dan val mense terug, as hulle die evangelie werk nie. So, dan raak hulle moedeloos. Ja, want Jesus het gekom vir die vervulling van die saak van die Ou Testament, liewe land, so met die gevolg is, ja, dit is baie mooi wat jy nou sê, my engeltjie, ek wil maar net saam met jou stem, hoor. Dis hy, dankie my liefste ou dingetjie. Ja, en dit is nou baie mooi, dat die Here Jesus Christus, toe hy kom, toe vertel hy nou weer vir ons van vas, nee? So dit is die vervulling wat hy vir ons kom vertel, hoe ons dit nou moet doen, hoe ons dit nou moet uitsorteer. Want dit is die vervulling van Jesaja 58, wat in die Here Jesus Christus in vervulling gekom het. So, hulle het nog nie die gees van God gehad, hulle kon nie bekeerd word, hulle kon nie verlossing kry nie, want wat doen vas, dit breek bande, dit maak jou vry, dit verlos jou en al die dinge. So dit kon nie in hulle lewe plaasgevind het, dit is onmoontlik, dit is hoekom dit vleeslik gebly het, dit is hoekom dit eintlik maar net geen doel gehad het in hulle lewe nie. So dit was 'n opdrag van God wat hulle maar net ritmies moes uitvoer. En ek dink daaraan toe die Here Jesus Christus kom,
Toe, want ek wil die woord sê dat alles het in hom in vervulling gekom. En julle kan nou die liedjie ook hoor, ek het hom so 'n bietjie in vervulling geskryf. Dat 'n mens kan verstaan waaroor gaan dit vandag in ons geestelike lewe. Dit gaan nie meer oor wat presies in Jesaja 58 geskryf is nie. Dit is in vervul in die Here Jesus Christus. Ons moet nou verstaan waaroor die Nuwe Testament van vas gaan. Dis so mooi. En natuurlik wanneer ons harte vir die Here gee, want die Here Jesus Christus het gekom, dat ons harte kan uitsorteer en vir hom gee, sodat hy ons middelaar kan word, sodat hy God die Vader vir ons die wedergeboorte kan skenk, sodat ons die gees van God kan ontvang. Nou wanneer jy vas, het dit geestelike krag. Dit breek bande in jou lewe. Dit maak jou vry. Dit gee verlossing in jou lewe, sodat jy nuttig kan raak in God se koninkryk. Okay? So in die Ou Testament was dit maar net 'n opdrag, maar in die Nuwe Testament het dit geestelike waarde, dit het geestelike krag in die Here Jesus Christus. Dis so mooi om daaraan te dink. En dit om net te beamoen, ek bedoel sy disippels, Jesus se disipel. Die mense het gevra, hoekom vas hoekom vas Jesus se disippels terwyl Johannes se disippels vas en die Fariseërs vas en almal vas? Hoekom vas Jesus se disippels nie op daardie stadium terwyl Jesus nog op aarde was nie? En hy sê vir hulle, wanneer ek weg is, sal hulle vas. Hoekom? Want nadat die Here Jesus Christus gekruisig en opgestaan het uit die dode, die Heilige Gees het die Nuwe Testament verseël, toe kon die Nuwe Testament in werking kom. Okay? En daar het hulle self bekeer en daar het hulle die Gees van God ontvang. Toe is daar 'n waarde in vas. Toe is daar geestelike krag in vas. Okay? Ja, hy het gesê as hy gaan weg wees en dan gaan hulle vas. Ja, so hulle gaan eers vas as hy weg is. Want dan het dit eers krag. Okay? So dit het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom dat ons nou moet vas, dat daar bande in ons lewe kan breek, dat ons kan uitsorteer en in daai tyd wat jy vas, moet jy ook verstaan dat jy moet uitreik naar ander toe. Jy moet nie jouself gaan wegsteek en gaan afsonder op berge en al hierdie dinge nie. Jy moet jou hart so oopmaak. Jou hart moet verbreed, vergroot in daai tyd wat jy vas. Daai geaardheid van jou wat wil gaan wegkruip en wat wil alleen wees en wat alles vir homself wil hê. Dit alles juis moet kan uitsorteer tydens vas, want dit is daai bande, daai jukke wat moet breek. Jy moet kan vergewe, jy moet kan vryspreek en al hierdie dinge. Dit is wat vas in jou lewe moet doen. Met ander woorde, jy moet jou hart begin oopmaak vir jou medebroers en susters in die Here en vir ander siele. Yes. Nou dit kom by Matteus 25 uit. Wat hy mos nou sê, jy moet vir hulle herberg gee en jy moet hulle klee en jy moet hulle voed en al hierdie dinge. Want wat ons aan ander van ons gelowiges doen, in ons broederskap, aan die broeders, dit doen ons aan die Here Jesus Christus. So dis hoe mooi dit in vervulling gekom het. So jy gaan nou nie elke mens in jou huis invat wat nou nie blyplek het en vir elke mens kos gee op straat. Want ek bedoel in die Ou Testament het niemand die Here gedien nie. Hulle kon nog nie die Here dien nie. Die Gees van God was nog nie daar nie. Die Here Jesus Christus het nog nie gekom nie. Okay? So dit was 'n opdrag geweest. Hulle moet ten minste net hulle harte oopmaak vir hulle medemens. Maar nou in die Here Jesus Christus moet ons verstaan, ons moet ons hart so oopmaak vir die broederskap. En dit wat ons aan een van die geringstes van die broeders doen, dit doen ons aan die Here Jesus Christus. Ons moet herberg verskaf, ons moet kleertjies uitsorteer, ons moet kossies gee, ons moet sorg dat almal gevoed en uitgesorteer is in die broederskap. So jy moet jou hart oopmaak en oopbreek en dit moet vergroot en dit moet oopbreek vir jou medebroer en suster. En natuurlik ook om jou naaste, elke sondaar, elkeen wat in jou teenwoordigheid kom of wat ook al, die evangelie van die Here Jesus Christus kan bedien. En as jy dit nie fisies kan doen nie, dan leef jy die vrug. Jy leef die lewe, sodat ander ook sonder woorde gewin kan word. So dis die evangelie. Ek dink dit tref my nou geweldig baie, want ek meen, dit is so, mense is nie altyd in die posisie of in die geleentheid om iets fisies die hele tyd te kan doen nie, dan kan ons osself nou kastei daar ook hoor. Ja. Maar ek dink die beginsel wat jy nou die hele tyd hier noem, is jou hart moet oopgaan. Yes. So wanneer jy vas, laat jou hart oopgaan en sê, weet jy wat, ek gaan hierdie tyd gebruik om vir my broers en susters te bid, hulle vir wie ek dalk nog nooit gebid het nie, gaan ek werklik waar bid, ek gaan 'n ruimte in my hart maak. Of jy nou weet wat as hy saak of nie, moenie jou daaroor kwel nie. Ek weet nou nie om vir
vir Stanley te bid of vir Karen te bid nie, want ek weet nie eintlik wat se probleem nie, maar maak jou hart op en begin te bid, dat die Gees van die Here jou ook lei, bid tale, en dit is hoe jy jou hart oopmaak, so dit gaan nie net oor die fisiese nie, maar as jou hart oop is om werklik waar te verstaan en te weet, as daar 'n fisiese saak is, sal jy dit ook kan uitsorteer. Wow, dis mooi, baie dankie my man. Ja, so prys die Here, so vas met ons harte se oopmaak. Dit met ons harte se oopbreek. Dit trek my volgende heavy. Ja, en daai geaardheid wat jou so terughou, wat nie van God af is nie. Dis daai jukke en stroppe en dinge wat moet af en wat moet breek en wat moet uitsorteer. Daai bitterheid baie keer nog in ons harte, die onvergewensgesindheid teenoor baie mense. Laat hulle uitgaan, laat hulle gaan. Spreek vry, laat los. Kry jouself uit die gevangenis uit. En dan raak jy hierdie vry mense in die evangelie. Dis so lekker om vry te wees in die Here. Dan is dit lekker om die Here te dien. Maar as daai geaardheid jou beet kry en jy so depressief oor hierdie geaardheid, man, sorteer hom uit. Hy is nie van God af nie. Hy is teen alles wat God is. God het nie daai geaardheid nie. Dit is nie sy geaardheid nie. Dit het niks met die koninkryk van God uit te waai nie. Nie jou denke nie jou gewoontes nie jou tradisies. Niks van dit is van God af nie. Nie eers jou gewoonte is van God af nie. Dis jou eie gewoonte. Dit is jou afkeer en jou voorkeur. En allerhande sulke dinge maak baie keer die woord van God kragteloos, want ons is baie keer so gefokus op onsself en op ons eie ding, dat ons nie ons hart so oopmaak vir die koninkryk van God en net laat gaan nie. Wow. Ons moet net laat gaan. Ons moet loskom, ons moet vrykom. Ja, want dit is wat ons hart toesluit verander. Yes. Sure, dit is amazing. My eie idee, my eie denke, my eie gedagte, my eie standpunte, wat ek baie keer wil vergoddelik. Ek kan vir jy sê, as 'n vrou, ons het verskriklik baie standpunte, en 'n sterk standpunte, en baie keer voel jy sommer, as jy in iemand se teenwoordigheid kom, en hy daai standpunte wat so sterk is, jy bewe sommer so. So dit is 'n ander gees waarmee jy besig is. En dit is baie keer wat 'n mens voel, ek sal my punt deurdryf. Maar ons moet besef, Here, ek moet sagmoedig raak, ek moet liefdevol raak, ek moet my geaardheid laat gaan, ek moet die vrug van die uitdra en uitleef en laat ander dit kan sien en dat hulle ook kan lus raak om die Here te dien. En jy moet opgewonde en bly wees in die Here, al is daar niks om oor opgewonde en bly te wees, al is jy opstandighede, hoe? Ons moet uitsorteer, want ons geaardheid maak dat ons terugtrek. So, nou dis al daai dinge wat moet uitsorteer. Dis waar vashelp. Dit is waar vashelp. Toe ek nou weer die liedjies luister, dink ek, Here, ek vas sommer weer. Maar vir sommer so lus vir vas, maar mens besef die krag, mens besef die verlossing wat in vas is. Dit breek daai bande. Okay, in jou lewe, nie in ander ou se lewe nie, in jou lewe, as jy vas, gaan jy eers voel, hoe breek dit in jou lewe? En as dit in jou lewe breek, dan is jy vry in die evangelie, nuttig in sy koninkryk, om sy werk te kan doen. Wow, is dit nie mooi nie? Nou kom ons lees Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Dit is so mooi, ons het 'n lied ook wat ons nou vir julle gaan speel oor dit. Ek wil hom sommer net hier op die skerm kry, voor ek nou vergeet, waar is hy? Daar is hy, skatte in die hemel, daar is hy. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot en roes verniel nie, en waar geen diewe inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So as mens so besig is op hierdie aarde, en om hier dinge bymekaar te maak, om hier te worry, hier te probeer uitsorteer, elke dag van jou lewe, gaan jou skat nie meer in die hemel wees nie. Jou hart gaan hier wees. Dit gaan vasgevang wees hier. In hierdie materiële wêreld. En dit is wat die Here ons wil aanmoedig. Dien hom so, dat jy kan verstaan, maar alles wat jy doen, wat jy moet doen in die evangelie, dit maak dat jy skatte in die hemel het. Dis daai loon wat jy het in die hemel. Dis jou ewige lewe waarvoor jy werk. En dit is natuurlik jou grootste skat. Is jou ewige lewe. Daar is geen groter skat as hierdie nie. Ek dink, gister toe ons nou so besig is hierso, en ons voel jou liggaampies en al die dinge, toe dink ek, Here, hoe lank kan mens aangaan? Hoe lank kan mens dinge hier uitsorteer? Hoe lank is belangrik hier?
Wat is werklik belangrik? Al doen ons niks verder op hierdie aarde nie, maar ons kry ons lewe in besit en ons sorteer dit uit vir daai laaste 10 jaar, vir daai laaste 15 jaar, vir daai laaste 20 jaar, vir daai laaste jaar, vir daai laaste dag dalk. Ons weet nie wanneer ons ewige lewe begin nie. En dit is waar ons moet uitsorteer en besef, Here, dit is ons eerste prioriteit. Ons moet verskonings uitdink om nie die wêreld se goed te doen nie. Ons moet nie verskoning soek om nie God se werk te doen nie. Ons moet nie verskoning uitsorteer om nie hemel toe te gaan nie, want ons wil baie keer verskoning maak om nie hemel toe te gaan nie, want as jy nie jou hart nie in God se koninkryk is nie, gaan jy dit nie maak nie. Al is jy 'n tydelike saak vandag, wil ek jou aanmoedig. Sonder daai hart van jou af. Yes. Besef waaroor die koninkryk van God gaan. Al moet jy elke dag 9 ure werk, kan jy nog steeds die skat, die belangrikste in jou hart hê. Want as jy uitleef, dit wat jy moet uitleef in jou werksplek, onthou net, dis nie van jy los nou God en jy gaan na jou werksplek toe vir 9 ure en jy kom terug en jy moet jy die Here dien. Sure. Dit wat jy daar doen, die woord wat jy daar lees, uitleef, dis skatte. Yes, amen. Dit is loon wat jy bymekaar maak. As jy doen wat die woord van jou verwag. Want ons is baie keer, ons het mos nou geleer so baie van die kwaad van 'n man. Die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid van God nie. Want baie keer is ons geaardheid so erg, dat jy kwaad raak vir almal en vir alles. En man, die ou moet net jou die geringste sê, na die geringste jy jou toe kyk, dan is jy kwaad en geïrriteerd. Verergd. En as jy uitleef dit wat die woord van ons verwag, al vat dit jou hele lewe, kan ek vir jou sê, dis loon. Dis wat jou Vader in die verborgene sien. Jy neem daai kruis op, jy volg hom, jy laat hierdie vlees sterf, elke dag. Al voel dit, jy gaan saam dood, dis fyn. Maar dis wat jy moet uitleef. En wanneer die mense dit begin uitleef, dan raak jou lewe baie, baie makliker. Amen. Kom ons gaan oor nou Matteus 6 vers 22. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Ek wil nou eers vir ons die liedjie gespeel het. Ja, speel. Ek gaan nou eers vir ons 'n liedjie speel. Kom ons kyk na ons skatte wat ons bymekaar maak in die hemel. Kom ons gaan eers oor soontoe. Moenie vir julle skatte bymekaar maak, waar mot en roes verniel, waar diewe inbreek en steel. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, waar diewe inbreek en steel. Maak by mekaar in die hemel. Maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel. Waar julle skatte is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skatte is, daar sal julle hart ook wees. Die goeie skat, die goeie skatte tevoorskyn. Maak vir julle skatte bymekaar, maak vir julle skatte bymekaar. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel. Want waar julle skatte is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skatte is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skatte is, waar julle skatte is, daar sal julle hart ook wees. Waar julle skatte is, daar sal julle hart ook wees. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, waar
Wow, is dit nie mooi nie. Ek kyk gister so na ons liedjies en ek dink, watter liedjies speel jy nou en watter liedjies speel jy nou nie? As jy deur hierdie bergpredikasie gaan waar die Here Jesus Christus vir ons kom leer het. Ons het al soveel liedjies hieroor geskryf dat ek dink ons gaan die heel dag net liedjies kan speel hieroor. En wat so mooi is, dit is die skrif. So as jy die liedjie luister, dan hoor jy die skrif. Jy hoor die lering van die Here Jesus Christus. Is dit nie mooi nie? Kom ons gaan oor na Matteus 6 vers 22. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donker is, hoe groot is die donkerheid nie? Nou kom ons gesels gou hieroor. As jy die Here Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, dan sien jy die koninkryk van God. Jy kan daar insien, okay? En dan is jou oog verlig. Jy kan insien, jy kan verstaan wat in God se koninkryk aangaan. Nou kan jou siel uitsorteer. Daai hele liggaam verlig. Jou siel kan uitsorteer. Want jou siel is jou geestelike liggaam. En dit is wat moet uitsorteer. Dit is wat moet gesond word in ons lewe. Nou as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. So as jy die woord verkeerd sien, as jy dit verkeerd verstaan, gaan jy donkerte ervaar. Daai lig en lewe en vryheid en lekkerte in jou lewe gaan nie daar wees nie. Okay? Dan gaan jou siel donker word. Jy gaan nie verstaan nie, jy gaan depressief raak. Jy gaan omgekrap raak baie keer met die evangelie, want jy verstaan nie. En dit is hoekom ons moet daarby bly, dat ons oog reg bly sien. Ons moet by die waarheid van die woord bly. Ons moet nie gif inneem nie. Want as jy gif inneem, dan verlam dit jou. Dit maak jou donker, dit maak jou in 'n verwarring. En dit maak baie keer dat ons die woord nie reg verstaan nie. Dan raak ons donker. Ons raak, jou oog raak donker, jou verstaan raak donker in jou lewe. Wow. Okay. So dit is hoekom dit so ongelooflik belangrik is om by die waarheid van die woord te bly. Sjoe, dit is baie mooi. So het ons daai en so. So die lig in jou moenie donker wees nie. Ja, so die lig wat jy ontvang het, moenie donker raak nie. Jy moet bly reg verstaan. Wow. Want ons is baie keer so geneig om meer as dit te gaan soek. Hoekom wil ons meer as dit wat in die woord is nog gaan soek? Of nog preke, of nog dinge? Want dit haal net die onus van ons af om nie ons eie lewe in besit te neem nie, om jou eie tyd te gebruik om die Here te dien en om te gaan bid en al die dinge nie. Alles wat jy vandag gehoor het, ek kan vir jy sê, dit is so mondvol. Ja. Gaan lees weer deur die skrif. Yes, amen. Gaan maak seker jy verstaan. Gaan maak seker dat jy weet wat hier aangaan. As daar dinge is wat onduidelik is, maak seker, bel ons, praat met ons, sorteer uit, sodat jy verlig kan wees, sodat jy kan verstaan. Wow. Is dit nie mooi nie? Dit is verskriklik mooi. En ek het nou nog weer vir iemand gesê, as daar 'n druppeltjie gif in 'n glas water is, gaan jy dit drink? Nee, jy gaan nie. Want jy gaan bang wees, jy gaan dood. So, Nou dit is wat ons baie keer in ons innerlike inneem. Ons neem gif in ons innerlike in. so. En dit maak ons verlam. Dit maak dat ons nie nigter is en by is nie. Dis 'n feit. Dit maak ons donker. Ek dink nou kan ons verstaan hoekom dit so verskriklik belangrik is om by die waarheid van die woord te bly. Om dit te doen, dit toe te pas, dit uit te sorteer. Nou ek gaan vanoggend net tot hier gaan. Ek hoor hier van 6:00 af raak almal se daai hektiek. Nou wat ek weer gaan doen is ek gaan net weer vir ons die vas liedjie speel want ek wou nou vanoggend het se favorite gespeel het van Kwel jou nie meer nie, maar ons gaan nou nie volgende daarby uitkom nie. Ek gaan nie druk nie. So kom ons vat dit oor na 'n volgende keer. Daar môre toe. Ons is môre weer daar. Môre 5:30 is ons weer op die lig. Dan gaan ons aan van vers 24 af wat dat niemand kan twee Here dien nie. Dis nou God en Mammon. Natuurlik het ons 'n liedjie daaroor ook. So jy kan so lekker deur die liedere ook gaan luister. Alles is daar wat jy opgeteken staan. Maar kom ons gaan oor na die krag van vas toe. Weer eens luister hom weer, laat dit lekker insink in jou hart, in jou binneste, dat ons verstaan waaroor vas gaan en dan sien ons mekaar môreoggend 5:30 weer hierso op die Facebook radiostasie van die Dak International Ministry. Dis hy, prys die Here. Dis hy, daar gaan ons. Ja, jy het hom gekies. Ek gaan hom vas. Dis hy, dis hy.
Daar's nie met 'n lang gesig vir almal om te sien. Daarin is geen loon by die Here. Waarom vas ons en nu sien dit nie? Waarom kwel ons siel en jy weet dit nie? Is dit verkeerd? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van sonde nie. Haal af die strope van die juk, laat vry weggaan die verdruktes, breek elke juk, breek elke juk. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wie se siel honger het, en broeders bly plek gee en kleer gee jouself? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van sonde nie. Haal af die strope van die juk, laat vry weggaan die verdruktes, breek elke juk, breek elke juk. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, jou lig opgaan in die duisternis, jou donkerheid wees soos die middag. Jy sal roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek, hier is ek. Die Here sal jou lei, jou siel versadig, aandoen met krag, jou tuin goed besproei, herbouer van mure en paaie, verlustig jou in die Here, in jou erfdeel wat hy bied. Die mond van die Here het dit gespreek, dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. Hier is ek. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van sonde nie. Haal af die strope van die juk, laat vry weggaan die verdruktes, breek elke juk, breek elke juk.